Eksklusief op Kyknet. Welkom terug by die groot ontbyt. Dit is Wêreldboekdag môre, 23 April. En omdat ons daaraan wil aandag skenk, gesels ons môre met Jolandi Farnham. Nou, sy is by Oxford University Press Suid-Afrika, die uitgewersdirekteur vir Afrika. En ons gesels 'n bietjie oor boeke, oor die gedrukte woord, oor die belangrikheid daarvan, en om by die huis dalk so 'n bietjie weg te skerm van die skerms af en meer na die papier toe te gaan. Goeiemôre Jolandi. Goeiemôre, dis baie lekker om saam met julle te wees vanoggend. Dis 'n voorreg om jou hier te hê. Dankie vir jou tyd en moeite. Jolandi, boeke is nou al vir so lank deel van ons, nie net ons nie, maar sedert antieke tye van die samelewing. Dis in ons bloed as mens om 'n papier, as dit nou 'n papierrol is van Egipte se tyd af, tot 'n stuk papier nou in jou hand vas te hou en te lees. Watter rol speel daai tasbare boek nog vandag in ons lewens wat ons soms miskyk? Ek dink dat boeke, die gedrukte woord, ons sien in baie studies dat dit nog steeds die kernvorm van lees en daardie belangrike jong jare lees word regtig verbeter deur boeke. Die kinders wat kan vat aan die bladsy, wat omblaai, dit versterk hoe jy interact regtig met die boek en met die woord. So nog steeds verskriklik belangrik. Wat is van Suid-Afrika se geletterdheidsuitdagings en het dit moeiliker geraak oor die jare? Ek dink die grootste fokus is regtig om te lees met mening en om te verstaan wat jy lees. Ons sien in Suid-Afrika dat baie kinders nie kan lees met begrip nie, so hulle skiem amper oor die woorde, maar hulle verstaan nie wat hulle lees nie. En dit is regtig belangrik in akademiese sukses verder in jou lewe. So as ons nou dink, as jy nie kan verstaan wat jy lees nie, hoe kan jy geskiedenis verstaan? Hoe kan jy aardrykskunde verstaan? So dit is regtig een van die grootste bekommernisse vir ons wat werk met boeke en met lees. So daai grondslag wat jy het met kinders in graad 1 tot 3 spesifiek is baie belangrik om te verseker dat kinders kan verstaan wat hulle lees en akademiese sukses het verder in hulle lewens. Ek dink 'n groot voorbeeld vir my onlangs is dat baie skole in Finland het ook, wat heeltemal digitaal was, het nou terugbeweeg na die gedrukte woord toe. En ek dink onderwysers en studente wat op papier lees, hulle kry konsekwent hoër punte. So as ons kan fokus in daai vroeë jare om kinders te kry om met boeke te werk, dan kan ons regtig sien dat daar 'n korrelasie is met betere akademiese sukses verder in hulle lewens. Daar is soveel dinge deesdae, byvoorbeeld kunsmatige intelligensie, wat vir jou 'n kort opsommingkie gee van 'n boek wat jy moet deurlees. Daar is soveel dinge soos audiobooks wat ons almal gebruik, en digitale boeke wat die fokus wegneem van die gedrukte woord af, van die fisiese papierboek in die hand. Hoe gaan 'n mens, soos jy nou sê, as jy sien dat meeste Europese of van die Europese lande teruggaan na papier by die skool, werk in 'n papierboek, lees uit 'n papierboek uit. Hoe gaan 'n mens in Suid-Afrika dit bewerkstellig op hierdie stadium? Ek dink daar's so baie mense wat betrokke is om te verseker dat daar gedrukte boeke is. Ek dink veral in die grondslagfase, ek dink daar's definitief 'n plek vir die gedrukte woord en vir digitale hulpmiddels. So ons moenie die baba uitgooi met die badwater nie. Daar's 'n plek vir die gedrukte woord en daar's 'n plek vir digitale hulpmiddels. Ek dink veral as ons kyk na in die digitale wêreld, hoe mens verder kan oefen, versterking en betrokkenheid. Ons weet dat kinders wil digitaal wees. So ons wil hulle nie forceer en lees ongemaklik maak omdat ons wil hê hulle moet lees in die gedrukte woord nie. Maar boeke moet ons gebruik om kernkennis te bou en om struktuur en diepte te vorm. As jy dan later na audiobooks wil luister of die nuus wil lees, daar's geen probleem daarmee nie, maar ons moet dit balanseer met mekaar. Ons moet nie net een of net die ander doen nie. Is interessant jy sê die kern daarvan, moet die boek, die gedrukte boek moet die kern bly.
Jy verwys ook na die feit dat mense nuus lees. Ons dink aan nuus lees en dis meer op 'n digitale platform. Dit is nou al tydskrifte. Dis nou al deel van ons daaglikse lewe. Maar tog daai kern, die handboek by die skool wat die kind kry om mee te werk van kleins af. Die leesboek, die prosa stuk. Is dit tog die sleutelelemente wat jy dink die kernelemente wat moet in boekvorm bly? Absoluut. Ek dink dit is wat die diepte vorm. So as ons kyk op digitaal, mense onthou nie wat hulle lees digitaal nie. Dit is al bewys. So ek dink maar hulle onthou wel wat hulle lees op 'n gedrukte bladsy. So vir kinders om daai diepte van kennis en daai boustene te vorm, moet ons steeds die gedrukte papierboeke gebruik. Ons praat baie van 'n skool en wat ons by skool moet doen, maar tog begin daai liefde vir lees sekerlik in die ouerhuis. So wat is van daai gewoontes wat ouers dalk kan implementeer by hulle huis sonder om te veel druk te plaas op die kind of op die ouer, maar net klein gewoontes half die grondslag te lê vir daai liefde vir lees? So ek dink wat vir my kommerwekkend is as ons kyk na die statistieke, het net 25% van huishoudings in Suid-Afrika of het 25% van huishoudings in Suid-Afrika geen boeke nie. So as jy nie boeke in jou huis het wat kinders kan lees nie, al is dit net 5 boeke, maak dit baie moeilik om daai liefde vir lees te kweek. So ek sou voorstel vir ouers regtig lees saam met jou kinders. Sit vir 5 of 10 minute saam met hulle, gaan deur 'n boek saam. Ek dink daar's so baie boeke nou met verskillende topics. So of jy nou van sokker hou of ballet of belangstel in diere, daar's so baie boeke wat jy saam met jou kind kan lees. En ook wees die rolmodel vir jou kind. So maak seker jy lees ook dat daar boeke in die huis is. Daar's steeds baie biblioteke wat ouers na toe kan gaan as hulle nie self boeke wil koop of kan koop nie. So dis net van 'n jong ouderdom af. Maak dit 'n goeie plek vir hulle, 'n rustige plek vir hulle om te wees en kweek daai liefde van 'n jong ouderdom af. Jolande, jy praat dan van biblioteke. Ek dink dis wel 'n baie goeie punt. Daar's soveel biblioteke in die land wat nog steeds daar is en wat oop is. Mense sien voete al hoe minder raak in die biblioteke. Maar ek dink mense kan jou kinders dalk maar meer biblioteke toe vat. Hoe voel julle by Oxford University Press, veral omdat jy nou uitgewersdirekteur van Afrika is? Hoe voel julle oor Afrika op hierdie stadium, die uitbreiding van die gedrukte boeke in Afrika? Raak dit meer, raak die mark groter, raak die verbruik daarvan groter? Ek dink ons sien nog steeds reg oor Afrika dat mense die gedrukte boek verkies, veral in skole en in letterkunde. Baie minder digitale boeke. Ons sien dat dit stadig toeneem, maar baie stadig. Daar's definitief ons kan sien dat hulle verkies gedrukte boeke. En die fokus is regtig ook om meer gedrukte boeke te kry in mense se huistaal. Ek dink dit is baie belangrik. As ons net dink aan onsself dat jy kan lees in Afrikaans of in Engels wat jou huistaal is. En dit is 'n baie groot fokus. Ons sien dat kinders se liefde vir lees, afneem en hulle akademiese prestasie afneem na graad 3 waar hulle gaan van hulle huistaal af na Engels toe byvoorbeeld. So daar's regtig 'n groot druk vir ons om meer en meer boeke te publiseer in huistale. Absoluut, huistaal veral soos jy sê in daai kernboustene in die beginfase. Baie dankie Jolande vir jou tyd en moeite. Dis lekker om met jou gesels vanmôre. Baie dankie, lekker dag verder. Nou ja, dis Jolande Farnham, sy is natuurlik by Oxford University Press Suid-Afrika. Sy is die uitgewersdirekteur vir Afrika. Dit help so 'n bietjie. Papierboek, dis 'n lekker ding. Jy ruik hom, jy voel hom, dis meer van 'n tasbare ervaring. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan is dit tyd vir die nuus en die weer.